Nou wil ek vir ons Matteus 6 lees. Die Onse Vader. Nou dit is nou ook 'n gebed wat ons van kleins af ken, wat almal ken. Ek gaan nie nou 'n hele studie oor dit maak nie. Ek wil net vinnig sê wat staan daar. Sodat ons moet wegkom van die gedagte dat is 'n vorm gebed. Maar Yeshua sê, so moet julle dan bid. So hy sê vir ons, julle moet dit bid. Nou terug na Hiskia toe en na Jona toe en Abraham toe en Moses toe. Help dit om te bid? Ja, ons het nou gesien dit help. Nou sê Yeshua, so moet julle dan bid. Hoekom sê ons moet bid? Want gebed verander sake. Hy sê bid hierdie as 'n vorm. Nee, jy moet insien. En jy moet dit bid met jou hele hart. Jy moet verstaan. Nou wat sê? Wat moet ons bid? Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons skulde. Soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Okay, so wat het ek nou gedoen? Ek het nou 'n voorbeeld gegee van jy het nie moet doen nie. Dis 'n gebed wat neergeskryf is en ek bid dit aan mekaar. Ek sit vir my 'n papiertjie in my sak en ek ry op die bus, dan lees ek dit gou en dan net voor ek gaan slaap, dan lees ek dit gou. Maar ek sien niks in nie. Ek heg geen waarde daaraan nie. Dit beteken nie vir my iets nie. En ek dink deur die woorde te herhaal gaan 'n effek hê. Wat jy dan kan doen is jy vat 'n bandopnemer en jy praat dit daarop en dan sit jy die bandopnemer in jou huis aan op repeat. En die hele dag wat jy by die werk is, sê dit die woorde. Gaan dit help? Dit is afgoedery. Daar's geen niks daarin nie. Gebed beteken presies dieselfde as Hiskia wat na Vader toe gaan. En daai brief van die koning van Assirië oopmaak en sê, Vader, kyk hier wat skryf. Hoor hier wat sê hy. En wanneer ons die Onse Vader bid, is dit dieselfde. So wat bid ons? Onse Vader wat in die hemel is. Onse Vader. Wie kan hierdie gebed bid? Sy kinders. Dis al. Niemand anders het reg om te bid nie. Hy sê Onse Vader. As hy nie jou Vader is, dan kan jy dit nie bid nie. Onse Vader wat in die hemel is. Waar is hy? Okay, nou sit ons maar ver. Ek dink hy's in my. Hy is, maar hy's oral. Dis nie Onse Vader wat in die hemel is nie, in die hemele. Daar's nie 'n plek waar hy nie is nie. So ek bid tot hom. Hy is my Vader en hy's oral. Hy's in die 3de hemel, plek waarvan Paulus gepraat het. Hy's in die 10de hemel, hy's in die 7669ste hemel en so en almal. Hy's oral. Onse Vader wat in die hemele is. Nou ek praat met hom. Laat u naam geheilig word. Hoekom bid ek laat u naam geheilig word? As sy naam dan nie geheilig nie. As sy naam geheilig was, sal daar gestaan het, laat u naam heilig bly. Maar hy sê, laat u naam geheilig word. Bedoelende, dit is ontheilig. Hoekom is dit ontheilig? Want al die dinge wat op hierdie aarde aangaan, ontheilig sy naam. Sy naam is, ek is wat ek is. Maar hier gebeur baie goeters, aanhoudend die heeltyd, wat nie sy naam is nie. So wanneer ons bid, laat u naam geheilig word, dan bid ons, laat dit verander wat op die aarde aan die gang is. Elke keer wat hier leuns is, wat hier moord is, wat hier verkrachting is, wat hier afpersing is, wat hier bedrog is, wat hier leuns is in sy naam, en so aan word sy naam ontheilig. Wanneer Israel nie in hulle land is nie, word sy naam ontheilig. Want ek sê, julle bring in julle land en sal daar bly vir ewig. Nou is Israel nie daar nie. Sy naam word ontheilig. Hy sê, ek sê julle terugbring, nie terwille van julle nie, maar terwille van my heilige naam, sodat hy geheilig kan word. So wanneer Yeshua kom op die wolke, en ons gaan hom in die lig tegemoet, waar vat hy ons heen? Soontoe, kom, sodat sy naam geheilig kan word. Suid-Afrika is nie waar Yeshua gaan wees nie. Hy gaan daar waar die troon van Dawid is. Hoekom? Sodat sy naam geheilig kan word. Sy Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Bedoelende wat? Sy koninkryk is nie hier nie. Anders sê hy gesê, dankie dat die koninkryk hier is. Of laat die koninkryk bewaar word op die aarde. Maar sy koninkryk is nie hier nie. Wat gebeur as sy koninkryk nie hier is nie? Hier is 'n ander koninkryk. Wat gebeur as hier 'n ander koninkryk is? Hier is 'n ander koning. Hier is 'n ander heerskappy. Hier is ander reëls en wette. Wie is dan die koning? Die hele wêreld lê in die hand van die bose. Met 'n hoofletter, bose. Die Satan, hy heers. Mense sê, hoe kan God 'n God van liefde wees as sulke goed op die aarde gebeur?
Sy koninkryk is nie nie. Wat het gebeur dat sy koninkryk nie is nie? Hy is dan die skepper, hy is dan die almagtige. Hy het dit vir Adam gegee om te heers, en Adam het dit as gevolg van bedrog verloor. En die Satan het dit gegryp en hy heers. Maar hy kom terug. Wat kom hy doen? Hy kom nie trou met die kerk nie. Hy kom sy koninkryk hier vestig. Laat u koninkryk kom, nie laat u bruilof kom nie. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Kan ek hom nou anders lees? Onse Vader wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word, deurdat u koninkryk kom, sodat u wil kan geskied. As Yeshua kom, kan sy wil geskied. Hy gaan oombliklik beheer oorneem. Al die reëls verander, sê nie so nie, so. En sy wil sal geskied. Wanneer? Elke keer. Gaan hy oppositie aanvaar? Glad nie. Hy sal net vernietig, hy sal doodmaak. Sy wil sal geskied. Wat is sy wil? Soos in die hemel, net so op die aarde. Laat u koninkryk kom, sodat u wil op die aarde kan geskied, soos wat dit in die hemel geskied. Geskied sy wil in die hemel? 100%. Alles wat buite die realm van hierdie hemel van ons geskied, is onder God se volmaakte wil. Alles gebeur volgens sy wil. Maar nie hier nie. En nou bid ons, laat die koninkryk kom, sodat u wil op die aarde kan geskied. Kom bid ons dit, sodat dit kan gebeur. Wat het Hizkia gedoen om God se hand in beweging te bring, om hulle te verlos van die Assiriërs? Hy het gebid, wat het hy gesê? Vader, hulle bedreig ons, hulle is te groot vir ons, hulle is te sterk vir ons, maar u is ons God, u is almagtig, asseblief verlos ons. En hy het sy woorde gehoor, hy het sy gebed verhoor, en hy het hulle verlos. En nou bid ons, so Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel so op die aarde, amen. Maar hoor ons wat ons sê, van dit God se hand in beweging bring. 'n Gebed wat ons aframmel? Nee. As ek gesien het wat hier staan, en ek bid dit, met 'n volkome hart, met 'n begeerte, die begeerte van my hart is dat hy werklik kom, en hierdie koninkryke wat hier is kom vernietig, sodat sy wil kan geskied, want sy wil is my wil, sy volmaakte wil, ek wil hê sy wil moet geskied, en daarom bid ek dit. En dan sê hy, gee ons vandag ons daaglikse brood. Mag ek vra dat hy vir my sorg? Ja, hy het my so geleer. So wanneer ek in die oggend opstaan en ek sê, Vader, hierdie dag is u dag, u seën my, u maak my voorspoedig, u maak my paaie gelyk, u voorsien in al my behoeftes, is ek besig met 'n humanistiese gebed? Nee, hy het my geleer om so te bid. Gee my vandag my daaglikse brood, dit wat ek nodig het. En vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Ek gaan nou nie in detail ingaan nie, ons het al gekyk na dit, dat jy nie die vergewe wat teen jou sondig nie, gaan jy nie vergewe kan word nie. Dis teen God se geregtigheid. Hy gaan nie kan nie. Hy gaan net so sê, jammer, kan nie, want jy het nie jou naaste vergewe nie. So al is Vader, jou Vader, en jy het jou lewe vir hom gegee, en jy bid dat sy koninkryk kom, maar jy vergewe nie jou naaste nie, gaan jy nie vergewe word nie. As jy nie vergewe word nie, gaan jy vergeld word. As jy vergeld word, kan jy in die hel beland. Jy moet jou naaste vergewe. Hoekom moet ek hulle vergewe? Want ek is vergewe teen wat ek oortree het. Ek het nie betaal vir my sonde nie. Ek het nie geboet vir my sonde nie. Ek is vergewe vir my sonde. Maar ek wil nie my naaste vergewe vir hulle sonde nie. En dan gaan ek, dit wat ek wil hê met hulle moet gebeur, gaan met my gebeur. Wat wil ek hê met hom gebeur? Ek vergewe hom nie sodat hy vergeld moet word. So ek kan nie vergewe word nie, en ek gaan vergeld word. En lei ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk, want ek kan al hierdie goeders bid, want aan u behoort die koninkryk. Wat 'n koninkryk? Al die koninkryke van al die hemele behoort aan u. Die koninkryk van hierdie aarde behoort ook aan u. Dit is gesteel. Ek moet terugvat, want aan u behoort die koninkryk en aan u behoort die krag. Daar is geen krag buite hom nie. Niks. Daar's nie 'n kragopwekker wat kan krag maak sonder hom nie. Hy is al die krag en die heerlikheid. Aan iemand buite Vader Jahwe kom heerlikheid toe nie. Al die heerlikheid is syne. Want alles wat ek doen wat dalk noemenswaardig is, kom uit hom uit. Hy is die bron. Aan u behoort die heerlikheid, hoe lank? Tot in ewigheid. Daar's nie 'n einde aan hom nie. Daar's nie 'n einde aan sy koninkryk nie. Daar's nie 'n einde aan sy heerlikheid nie. Dit behoort hom tot in ewigheid. So wat 'n groot gebed. En wanneer ek dit bid, is daar krag in? Kan dit 'n reaksie veroorsaak? Ja, absoluut. Hoekom het Yeshua vir ons gesê, bid dat my koninkryk kom? Sodat ons dit moet bid. Sodat sy koninkryk kan kom.
Hiskia bid tot God dat hy ons verlos. En Hiskia het gebid en hy het hom verlos. En Samuel, moet asseblief nie vergeet om tot God te bid dat hy ons verlos nie. En Samuel het gebid en God het hulle verlos.